Wat die mens dadelik ook hoor in die vertelling is dat dit vir familie ook geweldig dramaties is. Dat jy kon vertel, wat is eers na die tyd dat jy het regtig met jou familie kon deel. Ek weet nie, die trauma daarvan, ek het dit een keer met my pa het ook gehad en saam met hom in die straat is daar 'n oom wat ook lank in ICU was en ek weet nie of jy dit sal herken in dit wat ek nou sê, of jy dit ook sal herken, maar hy het gesê die moeilikste vir hom nou het lang gesit met nagmerries van in die ICU te wees en uit dat glas vanuit die glaskamertjie te sien hoe ander liggame toegezit word en uitgestoot word. En hy was bang om te slaap, want hy het gedroom as hy begin slaap en anders en hy het gedroom, hy word toegezit en word uitgestoot. So dis daai nagmerries waarmee hy lang gesit het. So ek dink, hoe jy kan verduidelik, hoe mens met die trauma van die ervaring, hoe gaan jy daarmee om? Hoe verwerk jy op 'n eenvoudige basis? Wat doen 'n mens met die trauma? Ons weet ook, as mens trauma nie daaraan werk, die transformeer nie, drama ensovoort, word dit steeds deel van 'n mens verder. En die magteloosheid wat jy beskryf, die hele tyd is die magteloosheid, en dis absoluut trauma, om nie iets te kan beheer nie, of magteloos te voel, is eintlik 'n definisie van trauma. So hoe werk julle na die tyd daarmee? Ek weet nie of julle daarop wil antwoord. Ja, Sisi sal het. Ek moet besef, as ons trauma beleef, dan gesak ons eintlik na 'n laer breinfunksionering toe. Ons praat weer van die limbiese area, ons praat van die amygdala. Nou wat daar gebeur is, ons brein, daai deel van die brein is soos 'n velcro vir goed wat verkeerd kan gaan en wat verkeerd gegaan het. So hy trek die heeltyd aan wat se gevaar, wat kan gebeur. So jy's 2/3 van die kere is jy meer geneig om die negatiewe raak te sien in dit wat verkeerd kan gaan. En slegs en hy is eintlik soos 'n teflon vir die goeie memories of die goeie goed. So jy is baie sterk gefokus op die negatiewe en die vrese. So as ons werk met trauma, dan moet ons besef, die belewenis wat jy het, lê eintlik op 'n meer primitiewe vlak van jou brein waar dit gestoor word. En ek wil amper sê gewone praat tegnieke gaan nie noodwendig dit dat skiet nie, want jy sak al van die neocortex na laer brein, dus ons werk baie keer van bottoms up, daar waar die memory eintlik gestoor is, wat meer is in 'n primitiewe brein, van daar af moet hy losgemaak word. Daar is verskillende tegnieke wat ons gebruik. Daar is goed soos eye movement, desensitizing, reprocessing. Nou wat ons dan op fokus is om te sê, goed, wat is die gedagte wat jy het rondom die situasie, soos byvoorbeeld, ek gaan doodgaan. Jy het hierdie flashback, en die gedagte wat saam met die flashback vir jou gaan, is byvoorbeeld, ek gaan doodgaan, of ek vrees ek gaan doodgaan. En dan sal ons vir jou ook sê, wat sy emosie maak het by jou los, en dan sal dit sê, maar sê, ek voel geweldig angstig. En dan sal ons daai emosie sal ons op 'n skaal sit uit 10 uit, hoeveel ongemak veroorsaak het nou vir jou, wat jy, as jy nou daai gedagte het, jy het dan daai flashback in jou gedagte, hoeveel ongemak veroorsaak het nou, dan sal ons ook sê, waar in jou lyf voel jy dit, want jy moet onthou, voordat die baba kon praat, was sy lyf, was maar sy geheue gewees. So al sy ervarings of haar ervarings gaan sit jy in jou lyf. So jou lyf gaan reageer. En dit is dikwels dan wat ons dan gebruik as die cue om dan verder daarop te werk. En dan begin jy met 'n proses waar jy reprosesseer dit wat gebeur het. Maar dat 'n ou uit dit kan kom, uit trauma uit, dit is so. 'n ander tegniek wat ons byvoorbeeld gebruik is brain spotting.
waar jy ook op die sensasie fokus en so maar sê, jy voel die angstigheid in jou bors en jy voel jou oë wil in 'n sekere rigting kyk as jy dink aan die insident en dan is dit so half waar die trauma in jou brein dan nou gestoor is en dan begin 'n ou om daai hele gebeurtenis te reprosesseer en dis eintlik amazing wanneer as jy weer die hoër brein laat in kontak kom met die inligting wat eintlik gestoor is in 'n primitiewe deel van die brein wat gaan oor survival. Janik, jy het gevraag. Dan herinner ek net gevraag ook iets na jou wat verwys het, Adina verwys het, dankie, is die feit dat iemand van die personeel gestaan en praat het met die pasiënt, met jou, wat dit soveel betekenis gebring. Iemand wat jou verduidelik wat aan, iemand wat jou toestand verduidelik het. Maar daar is waarschijnlijk, en waar jullie daar niet altijd die tijd om te doen. Hoe accommodeer je mensen? Is het iets wat jij nou herkent in wat hij verduidelijkt? Of hoe komt daar jullie rondom die verduidelijking aan patiënten? Wat aangaan? Nee, dit is inderdaad so. Ek dink veral wanneer dit baie besig is dit baie moeilik. Maar wat my fokus en ek is en dan ook in die genadige posisie om aangestel te wees in 'n palliatiewe posisie. So my fokuspunt is regtig om by elke liewe pasiënt stil te staan en om te probeer fokus op hierdie pasiënt en ook dan regtig die personeel te help. Want personeel besef nie eintlik dit sluit almal in. Dit sluit die skoonmaker af. Regdeur. Elke een het 'n baie besondere en baie belangrike rol om met pasiënte te kommunikeer, om seker te maak dat die pasiënt se selfoon volgelaai is. Die pasiënte kan dit nie self doen nie. Ek bedoel, hulle is gekoppel aan 'n ventilator, hulle is swak. Ek sukkel verskriklik met die vaspunt van die hande. Want dit is baie erg vir die dokters as hulle nou net nuwe lyne ingesit het en pasiënt trek dit uit. Want dit is ongelukkig wat gebeur. So 'n mens probeer om ook 'n balans te kry. Mens kyk iemand ook praat ook van jy kan ook farmakologies vasmaak. Jy moet 'n baie goeie balans hê met die pasiënte. Aan die een kant met medikasie, dis sedeer, seker te maak mens weet dit baie keer pasiënte wat die mekaar so om medikasie te gebruik, maar om dit ook nie te oordoen nie. So om daai balans te kry is moeilik. Die pasiënt is baie siek en natuurlik is iemand wat siek is meer geneig om ons praat van delirium, so kry allerlei ander raak makkeliker deur mekaar ensovoorts. So dit is nie 'n maklike ding om te doen nie. Ek dink dit is baie keer vir personeel is dit eenvoudig maklik om die hande net vas te bind of om medikasie en dosisse voor te skryf. So om daai balans te kry is moeilik. Dit is belangrik dat mense dit moet doen en dan ook regtig om vir almal gebruik te maak. Jy weet, enige persoon kan by die pasiënt kom staan en met die pasiënt gesels en kan oor wat die pasiënt nodig het en wat ons kan doen. So die hele proses is regtig. En dan net ek sê, dit is vir ons, vir almal wat daar werk, is dit wonderlik om iemand te sien soos dit waar die reak gegaan het, om net deur ook vir homself te sien, want die mens, ek ervaar, veral as ons deur 'n moeilike tyd is, kom baie keer in sulke sarsies dat daar sonder 'n klomp jonger pasiënte oorlede is, en dat die dokters regtig baie blasé, en dis maar coping-mechanismes waarskynlik, en oor die algemeen is dokters baie moeilik om enige diagnoses te stel, hulle doen dit eenvoudig. Maar dan kan ek sien dat jy weet dat hulle dit is nie krities nie, ek bedoel dit in absolute liefde, maar dalk 'n bietjie aandag teenoor die pasiënt sal optree op die hande styf sal vasmaak, terwyl mense dan rustig is en sê, jy wat, ons kan ons gesels hier, dis ook maar bietjies wat pla, en ons kan iets daar, weet, in die gesprekke dan, om mense te laat, om dokters te laat besef, daar's 'n klomp werk wat moet gebeur, daar's geweldig werk, maar is elke een is 'n individuele pasiënt. Wat doen ek om te fokus op die persoon? Wat ek ook ervaar is op die rondes, deur persoonlike goed van pasiënte, met pasiënte te sien, maar dit deel. En nie net 'n pasiënt te maak nie, maar ook om 'n pa te maak, of 'n
dit maak ook meer deernis mense wakker. Aan die ander kant dink ek die personeel sukkel baie keer, want meeste van die personeellede het ook familielede oor wie hulle bekommerd is, nie COVID of jy weet, wat ook dalk op die oomblik siek is. So dis 'n interessante naam. Dit wat alleen ook gesê, miskien kwesties aan, jy kan antwoord, ja. Ek wil net vra, ek wil graag 'n vraag vra. En ek wil graag vir die dokter vra wat op my opkom. In terme van die eerste wave van COVID en nou. En in terme van die mediese kliniese kennis wat jy nou het en miskien 8 maande terug nie gehad het nie. Wat is daai goed wat anders moet gedoen word om dan beter sukses te verseker met ernstige siek pasiënte? Is daar spesifieke goed wat jy nou anders te doen as wat jy miskien met die eerste wave onbekendheid daarvan doen? As 'n leekvraag, iemand wat Ja, ek dink tog ons benadering tot weet wanneer ons die verskillende suurstowwe gebruik is anders, ons het baie geleer rondom, ek het nog altyd in die palliatiewe gedeelte gefokus, ons het baie geleer daar rondom wat jy moet doen, wat jy nie moet doen in die gebruik van antibiotikas en middels, het ons baie geleer rondom wat werk en wat werk nie, wat maak 'n verskil en wat maak nie 'n verskil nie. Ek dink vir ons vir universiteitsmoeilik gemaak het is met die eerste golf het die 4 hospitale nie noodwendig suurstof gehad nie, so almal het na ons toe gekom. Ons ervaring in die tweede golf was op 'n stadium dat ons amper voel dat die mense in die moeilikheid beland omdat die pasiënte te lank gehou word by die 4 hospitale en wanneer hulle dan op ambulans geplaas word, jy het baie fisiese kliniese kennis nodig van 'n ventilator om 'n pasiënt met 'n gewone suurstofbottel hoë druk te kan vervoer. En onthou die Vrystaatse dreineringsareas groot. So ons het al bekommerd begin raak oor of moet ons die dokters hoofvloei dat gebruik in die periferie. Dit is iets wat ons baie moet bespreek het. So ja, so ek dink maar ek bedoel dit werk. So daar's definitief baie. En ek dink ons ervaring is net dat ons sien die siekste van die siekte was. By universiteit en dit maak dat mense baie keer 'n negatiewe kwaliteit het uit ons. En dit nog steeds baie moeilik is om te bepaal watter kant op ons moet gaan. Dink jy dat ons is voorberei vir derde? Ek dink ons het dan 'n mate van kredibilisasie genoem. Ek dink daar's baie van die gesondheidswerkers is geïndiseer, so ek dink ons het meer ons behoort minder siek personeel te hê. Dit behoort makliker. Dis nie voorkom. Is daar nog iemand wat dalk iets kan of vra of noem of deel? Ek wil net vinnig graag wat ook in reflekteer op wat jy gesê het, Adi, oor, en dit is iets wat almal van ons eintlik genoem het, oor die verandering in kontak, veral, ek wil vir ons almal is dit die grootste effek wat dit op ons lewe het, is die minder fisiese kontak wat ons het, veral as dit sleg ons instink is om vas te hou en naby iemand wees, uitdrukking te gee aan verhoudings en ons aan hulle raak en ons hulle kan sien. En veral hoe jy gesê dat te lank, daar was jy nie geweet nie, maar dat het lang gevat het vir jou om familielede weer te sien, soos het vir al die pasiënte ook is. Maar ek het nou nog gehoor dat iemand ook daaroor gepraat het en gesê dat wat het gebring het, die hele effek van COVID. En nou, mens het seker ook tyd om daar te dink, veral as jy in bed lê, is dat verhoudings in elk geval eintlik binne gebeur. Die betekenis van verhoudings is binne ons om in te gaan en te sien wat beteken hierdie verhouding met my geliefdes, met die mense wat vir my kosbaar is, wat maak dit van my, wie is ek as gevolg van verhoudings, dat dit half ons gevoel
vlak sien. En omdat ons so gewoond is om dit net die uitdrukking te gee aan die fisiese deel daarvan. Natuurlijk is dit alles deel daarvan. Ek weet nie of het 'n voordeel is, of dit net 'n toevalligheid is nie, maar dat het ons wel forceer om dit wat ons het met God, met verhoudings, dit gebeur binne. En dat jy dalk tyd kry, as ons ingeberg is, as ons kos eie is, as ons weg is van mense, om meer bewus te raak. Ek had miskien net om af te sluit vir ons van sop drink of sop eet. Was dit op 'n stadium, het jy meer bewus geraak van dit wat belangrik is in jou verhoudings, in alle verhoudings, terwyl jy daar, was dit iets wat jou ook gedra het deur die tyd? Ja, verseker, dit is eintlik iets wat ek later ook sal by uitkom, maar verseker is dit, ek het vir myself gesê, ek wil later sê, ek sal het nou sê, en later sê, verhoudings is alles. En ek dink mens besef dit, onder daardie omstandighede, net nog meer as ooit, om net te hoor, jou vrou het gebel, sy sê dit gaan goed, om net te hoor, die kinders is nou allemaal by die huis, sy het net weet, maar het was moeilik om by die huis te kry. Die ene opie was in Amerika, en hy die 4de vlug wat hy op die lichaam was, nadat hy sy vrou gegroet het, en hom gegroet het, en as gevolg van COVID en konflikt, en die 4de vlug het hy uiteindelik gekry. En net om te hoor, hy is by die huis, en hy is by sy ma, en hulle is aan mekaar ondersteun. Dit het geweldig baie beteken om te weet, hulle is daar vir mekaar, en om te weet, hulle braai vanaand saam vleis, is verskriklike gedagte aan die een kant, maar aan die ander kant, het is so goed om te weet, hulle is gelukkig saam, en hulle kyk na mekaar. Terwyl arme ek daar alleen die voorstel op die ventilator wat besluit wanneer ek my asem intrek en wanneer moet ek het uitblaas. Nee, verhoudings is alles. En een van die dokters, hy was nie my dokter nie, hy het gehelp, dokter Johan Johan, hy is eintlik 'n chirurg, dink ek. Maar hy het op daai stadium min werk gehad, as gevolg van COVID. En hy het gehelp, en hy het met die familie geskakel en kontak gehou. Ek loop om my dag raak, toe herken jy my, kan jy glo. Toe sê ek van my, ek is toe sê, ja, natuurlijk, so bly my te sien. Ek lyk van nou anders as wat in my ander hospitaal gesien. Maar toe sê ek ook baie dankie daarvoor, dat hy dit gedoen het. Toe sê hy, ja, hy het maar probeer om het sagkens te stel, en ek stuur toe nou vir die gesin die boodskap vir die incident, wat ek nou aangeloop het. Ons skoondochter, uit Amerika uit, ek weet nie wat hy dan eindelijk wou gesê, as dit is op die sagkens gestel het, want hy het eindelijk maar gesê, hulle doen alles wat hulle kan, en dit maak eindelijk 'n verskil nie. Maar dit was betekenisvol, want as die einde sal kom, sal dit geweldig nodig wees dat daardie boodskap eers bereik is voordat daar die volgende boodskap gekom het wat gesê is voorbij. So ek dink dit is oneindig belangrik, en dis daai ding wat ek dink jy ook van praat van geleideliks, maar blootstel aan dis die werklikheid. En of mens dit nou wil weet of nie, mens moet al blootgestel word. So ek het dit verskrikkelijk waardeer dat hy daai moeite gedoen het. Hy was op 'n groep saam met my broers en suster en ons gesin en vir hulle inligting gegee. Dit is geweldig, en het geweldig waardeer. Dan gaan ek aan julle almal dankie sê. Ekskuus, daar's nog 'n ek hoop julle kan my hoor. ja. My vraag aan Lucius en Adrienne probeer om Adrienne 'n bietjie te spaar was, dink julle ons het na 2,5 vlak geleer wat ons moes as samelewing? Nie dat ek doen hierdie dinge gekom om ons te leer,
leer wat ons moes? Of is ons angs oor verlies, het dit ons gedryf om so gou as moontlik te probeer teruggaan na wat ons dink normaal was? Het ons geleer wat ons moes? Het hierdie ding regtig 'n impak gehad om ons samelewing en ons menswees te verander? So ek wil net herhaal met die hulle van die klaar. So het ons na 2,5 klaar van het geleer wat ons moet leer om dit te hanteer. Of gaan ons terug na of 'n reaksie uit ons angs daarvoor. So dus is ek nie of jy wil begin antwoord. Geweet Jan sal 'n moeilike vraag vra. Ja, dit is 'n moeilike ding om 'n eenvoudige antwoord op te gee, Jan, het ons geleer. En elke mens kan maar net van jou eie verwysingsraamwerk praat, en omdat ek aan die universiteit werk, kan ek maar net uit 'n hoër onderwysomgewing praat. En ek dink daar is 'n klomp lesse geleer, hoe om onregeleer op 'n manier te bring aan studente, wat miskien anders is as wat ons in die verlede aanvaar het. Met ander woorde, dat die klaskamer en 1-tot-1 kontak in 'n lesing nie die enigste is. Party mense het dalk maar die skok nodig gehad van COVID, party akademici, wat nog baie getalk en sjok het en skielik het hulle besef, maar jy kan in 'n virtuele klaskamer ook 'n virtuele blaadbord hê. Jy kan studente in breakaway rooms hê, wegbreekkamers, en jy kan hulle regtig besig hou, dat hulle met die werk kan besig wees. Maar, en dit is die maar, wat die leer so moeilik maak. Daar is toch van die docente wat vir jou sal sê, maar ek wil so graag nog aan my studente hulle fisies. Is vir hulle moeilik, jy weet. Maar wat ek wel gesien het, is dat universiteite in Suid-Afrika en wêreld, het is ongelooflik om te sien hoe hulle die virtuele platforms gebruik het. Weet as die studente as rekenmeesters opleiding, auditeurs, is ek van die moeilikste om hulle voor te bereid vir daardie examens, en hulle dit volledig omarm, en hulle doen dit goed, en die eerste resultate wys dat het net so goed is en die nie beter gewoon aan die resultate kan. So het ons geleer, ja, maar ek dink inherent aan ons species en die mense, sal ons foute maak, sal ons daar weer verlies wees, sal iemand weer teruggaan in die gewone gebane weet, maar dat het ook 'n enorme tyd vir innovasie en kreatiwiteit is. Dit is inderdaad, so ek dink byvoorbeeld nie dat docente aan die universiteite weer in dieselfde mate sal klas gee soos in die verlede. Hierdie thema van blended learning of gemengde leer, wat jy regtig die internet en die ander media gaan gebruik in jou leer. Dit het volkome gekom om te bly. En dit het COVID al nogal 'n impetus gegee. Ek kan net spesifiek in die sektor kan ek 'n bietjie praat. Ja, ek dink vanuit 'n mediese oogpunt dink ek een van die ongelooflike goeders is dat ek werk in 'n staatshospitaal, maar jy weet hoe ek dink ons het regtig baie in baie opsigte genaamd nie teruggestaan vir die privaat opsie nie. Ek dink ek hoop baie van die publiek het baie van hulle negatiewe idees oor wat 'n mens kan beleef in 'n staatsopsie. Ek hoop regtig dat dit dinge verander. Dit is ongelooflike spanning wat saamwerk in dit wat gebied word. Ek dink wat sleg vir my van die hele situasie is dat ons praat oor die klein persentasie van pasiënte wat nou byvoorbeeld in die eerste diagnose klinieke byvoorbeeld onkologie gesien word met spesifieke kanker. So ons weet eers is daar 'n massiewe pasiënte wat nie gediagnoseer word nie. En hierdie ding kom nou oor 'n mediese jaar. So iewers besef ons as medici dat jy gaan nie net moet praat van wanneer dit enig normaal gaan wees nie. Ons gaan nou normaliteit moet kry wat ons nou doen en ons gaan moet werk aan hoekom het dit gebeur dat ons normale siektemsmetodes en opsporingsmetodes van ander siektes nou nie plaas nie, want dit gaan vir ons baie groot probleme veroorsaak in die toekoms. Ten opsigte van die sielkunde wil ek amper sê, my eerste gedagte is daar 'n verdeelde
So ek weet nie of die samelewing werklik leer wat hulle moet leer nie. Ek dink wat wel waar is dat daar is sekere van ons samelewings, kudde immuniteit dink ek is maar waarna toe ons werk, om ons gesond te hou. Ek het nie die lesse geleer van die stakery nie, dis my gevoel. Maar ek dink wat wel waar is wat dit vir ons gedoen het, is om soms meer die waarde van in kontak te kom met ons emosionele wêreld. Ek dink mense is nou nogal baie meer gemaklik om te sê hoe hulle voel, dat hulle bang is, dat hulle onseker is. En ons weet, dis is baie belangrik vir verhoudings. Juis as mense kan begin erken dat hulle bang is. Want as jy ewe skielik sê, maar dis soos jy voel, en die ander sê, maar dis ook hoe ek voel, en dan voel daar as ons deel vrees, en dan kan ons amper dit saam prosesseer en verwerk. En dis ook met die briefing wat die dokter ook gepraat het, so belangrik is vir die groepe wat saam werk, is dat hulle kry daar 'n onmiddellike koneksie met mekaar, en dis iets wat nogal 'n gemis was in die verlede. Ek dink daar was maar altyd die behoefte aan so iets in 'n gesondheidssetting, dat mense eintlik met mekaar kon praat en sê wat die impak was van dit wat hulle beleef het. So dis vir my 'n positief uit hierdie COVID-belewenis. Dankie, Lucius Darlene, weer en Attie. Ek dink presies, ek wil ook net afsluit en presies sê oor wat jy gesê, die behoefte aan gesprekke, debriefing, dat dit op sigself toch groot verligting bring, en selfs die feit dat 'n pasiënt met 'n gesondheidswerker daai verskillende perspektiewe te kan hoor, erkenning te gee aan beide kante, erkenning te gee wat dit wat gedoen het, die waarde aan jou ervaring as 'n pasiënt gebring. Al is dit digitaal, is dit oor Zoom, of al is dit weer oor 'n afstand, dat dit begin eintlik dan waarde bring. So, dankie dat jy dan in die eerste gesprek hier deelgeneem het. Ek is seker dat gaan veel gebeur. Maar dankie vir die bereidwilligheid, dankie vir die insig en kennis, dankie dat julle dit met Amelie kom deel het, dankie vir almal wat hier was, dankie vir Jacob en almal wat dit gereed het, dankie aan Berg en Elja. Die is nou vir almal wat gesit het en geluister het, is daar warm op die son voor die diens so oor knappe halfuur begin. Ons sien daarna ook uit. Baie dankie dat julle